Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons gaan nou na 'n nuwe reeks doen. Rubriek. Wat is 'n rubriek? Ek dink dit is 'n insetsel, 'n feature. Hoekom noem jy dit net 'n insetsel? Mooi geleer van die woord rubriek. Rubriek, ek Rubriek. wil sommer daai 2 Broekbriek. Rubriekmerke. Ek wil net gou brag. Ek het ons het gesê ons gaan dit nou handelsreg doen, wat ek dink is so ek het handelsreg is 'n vak gehad. Ek het natuurlik besigheid geswat op Koffsies en ek het net een vak gekoem. Okay, vir koem vir die jonger ouens, dis bo 75% op universiteit, dan jy om onderskeiding, nee. Net een vak. En dit was handelsreg. En, dit was die tweede semester handelsreg 3. Dit was net daai semester het ek gekoem. En die rede daarvoor is die vorige aand, omdat ek toen al 4de jaar was, en ek sit met En dat die eerstejaarsvak een eerstejaarsvak was. En dis die waarheid. En ek loop my dosent, wat 'n ou koshuisman was, so dis daai ou wat, jy nou lank genoeg swat, dan is die ouens wat 2 jaar ouder as jy was, 3 jaar ou raak al dosente by die universiteit, en hy is toe die handelsreg dosent, en ek gaan fliekkie Saterdag aand, en ek loop hom, ek onthou is 'n klomp mense, dis 'n cool movie, en ek loop hom raak met hom en sy girlfriend, en hy sê vir my, hoe gaan dit met die swattings? Ek sê nee, hy sê, wil jy die vraag stel? Ek sê ja, en toe gee hy vir my al die vraag. Maar ek het nog steeds net, ek dink 77 gekry, ek het nie vol punte gekry nie, maar ek wil net sê, ek het nou sy naam vergeet, maar ja, dankie. Ek dink is goed so. Ja, moenie name in die met dan. Eerder nie. Maar ek sit nou, dat jy so praat van dit, ek het altyd by die girls hulle opsommings geleen. Ja, en dan dis goud. Maar, wat hulle nie gehou het van, dan ek opsommings van hulle opsommings gehad. Ek het nog steeds gevoel, hier is te veel. En dan verstaan hulle, hoe maak ek opsommings van hulle opsommings en kry meer as hulle nie? How is that work? Wat ek doen het is, ek het eers helfte Afrikaans geswat, en toe die tweede helfte in Engels. En toe ek nou in Engels swat, toe sien ek so, toe ek nou aan die begin nog klas bygewoon het, dan sien ek, wie is die mense in die klas, jy kan, hulle staan uit, jy weet dadelik, of eventually weet jy, en hulle so groepie, en hulle gesels met mekaar en so, en ek vind toe uit, dat hulle, wanneer ons toetse skryf, dan hulle swat almal apart, en dan so 'n paar uur voor mens toets skryf, dan kom hulle by mekaar, dan debatteer hulle nou, en praat deur die goed, en tips, en vraestelle oefen, en so aan. En dan het ek paar keer dit gedoen, wat ek basically niks swat nie. Ek gaan net, dan sê nou maar, hulle kom al 2:30 in die oggend op kampus, en ons skryf, hoe laat skryf ons half 9? Ja, is half. En dan kom hulle in die donker 2:30. Ja, dis crazy. Wow. Maar dan, vir my is dit soos, hoorie, dis een opoffering wat ek moet maak, is 1 keer vroeg opstaan, dan gaan ek soontoe, drink nou maar 'n bietjie koffie en wat ook al. En jy nie gaan nie na die klap nog so, dit is nie so. Ja, ek kom hier reguit van drops en af. Wat is met 'n bietjie geslaap daai aand, maar dan luister ek net hoe hulle die ding debatteer, dan praat hulle, wat van hierdie daai, ek het so leer jy toevoeg nie. En as ek gaan toets skryf, as ek is okay, dankie. Yes. So ek het teologie studeer. So ek het 'n paar keer
Oor daai ding, wag. okay. Okay, ek het nie geleide. Ek weet nie wat 'n geleide ek daar nie. Dit is 'n standing ovation nou begin. So ek het 'n paar aande voor ek gaan slaap het op die hoogste vlak gevra of ek nie 'n vraestel kan kry nie, maar is nooit gestuur nie. Nee, woord van kennis gekry nie. Ek het nooit die vraestel gekry nie, maar so hoe mooi ek gevra het. Maar wat praat ons? Wel, ons het laasweek bietjie gepraat oor kommersiële egskeidings, die fights wat uitbreek aan die einde van besigheidsverhoudings en hoe om dit te voorkom, en ons het gepraat oor 'n gevalle studie van landelike landbou. So mense dink alle landbou is landelik, maar is nie noodwendig nie. En ja, so ons het daaroor gesels en bietjie gepraat oor hoe as 'n mens proaktief is in die verhouding bestuur en nie net op 'n kontrak staat maak nie, dat die waarskynlikheid dat dit wat die partye ooreenstem uiteindelik gaan uitwerk, dan het baie groter waarskynlikheid. So vandag ons 'n bietjie aan op daai selfde topik, maar ons gaan nou 'n bietjie kyk na ander toepassing, bietjie meer 'n corporate tipe scenario. En ons praat bietjie oor 'n IT company. So hierso's 'n ouens, hulle ontwikkel 'n paar oulike produkte, bewys hulle aanvraag in die mark en die winsgewendheid van hulle produk. Lok beleggers, hou partytjies, survive due diligence, kry die geld, dra die shares oor, stel direkteure aan oor en weer en hier begin die fight. Okay, net toe alles nou net mooi regkom, toe gaan dit dadelik verkeerd. Dit raak onaangenaam, die kommunikasiekanale gaan toe. Daar's al hoe meer agterdog en eventually kom hierdie ou wat nou sy company verkoop het en aan ander mense, maar hy's nog deel daarvan want hy moet nou vir 3 jaar nou hierdie ding nog maak werk. Is hy in 'n fight en dis 'n hostile takeover. Okay, dit ten minste, ek weet 'n hostile takeover is amper soos wat ons vroeër gepraat het van die woord terrorist. Jy weet die ou wat dit sê, dis maar altyd, jy weet, die perspektief daarop. Die ander kant sal sê dis nie hostile takeover nie, ons doen net wat ons moet doen om die besigheid beter te kry. Maar of om laat die besigheid voortgaan, want dan jy het nou 'n investering gedoen in die besigheid en jy wil nie 'n investering verloor nie. So dit is you do what you have to do, nee. En dit voel dalk soos vir al iemand wat dalk alleen 'n besigheid gebou het, en ons ken die term founder syndrome. Daar is iets daaraan van iemand wat half sentimenteel is oor hulle besigheid en nou dis soos jou baba. Ek meen dis is as ons in 'n familie sit, om 'n besigheid te begin is soos om 'n baba te hê. En baie keer dis daai so sterk emosie wat jy net koppel wat dit so moeilik maak ook. Ja, nou is daar 'n klomp gearmdrukkery en dis power plays en nou raak dit 'n kwessie van wie wat se stemreg, waar, wanneer, deur wat se komitee, hoe lyk die delegation of authority, wie mag wat se besluite goedkeur en keer en bevraagteken en wie rapporteer aan wie en so aan, en dit raak toe nou nogal 'n baie spannende situasie en ongemaklik en goed. En die uiteinde van die saak was 'n buyout. Okay, so ek skip nou al die gory details en ek sê goed, dit het tot daar gekom, toe is 'n buyout. Nou, verduidelik ook iets vir ons, Marie, wat is 'n buyout? Dankie. So 'n buyout is 'n uitkoop. So kom ons sê ons 4 het almal saam in 'n maatskappy gestig en ons het 25% aandele elk, en uiteindelik kom Jacques en hy sê buy-out en hy bied vir ons elkeen R25 aan en ons aanvaar dit, en ons is weg en hy het volle beheer oor die maatskappy. Of ek en Jacques beklei dalk, Jacques sê, maar weet jy wat, wil jy nie die R25 vat en dan nie hol druk nie, en asseblief en net weggaan, ons is nou sonder jou, en dan is dit die issues verby, want nou obviously het ons nie meer ek dink dit in konteks van jou storie wat ek probeer verstaan hier, so wie uitgekoop is. So ons het saam besigheid, so het die investeerder wat ingekom het, die company gebuy-out, of het die, baie keer kry jy, ons noem 'n management buy-out, waar die verhouding werk nie na van hierdie kommersiële fondse wat inkom en sê, okay, goed, ons wil ons company terug hê, ons gee jou befondsing terug, dis ook 'n buy-out, so ek dink net om te sê, dit net ook in konteks. Wat se kant op. So in hierdie spesifieke geval het die investor toe gesê, goed, hulle het 'n klousule ingegaan dat ons sal jou oor soveel jaar uitkoop as jy dit en dit bereik het, toe hulle dit basies vervroeg, en maar nie met die upside of die downside nie, so half, okay, weet jy wat, hier is 'n paar rand wat ons sou insit, vat dit en vat jou paai. En toe kom dit nou op hoe lyk die settlement, want nou met die aard van IT spesifiek is dit nou nog wie mag voortgaan met wat as ek net hierdie ding oorbou en ek gaan kompeteer met jou in die mark. So daar moet dan redelike duidelike lyne getrek word van wie hou, as ons nou die baba in 2 gaan sny, wie vat die kop en skouers en wie kry die bene. So, maar in daai geval wat baie interessant was
eintlik omdat hierdie ouens hulle was gesoute beleggers met fondse wat hulle uit die buiteland uitbring en hulle het fondsbestuurders aan hierdie kant en hulle het baie bekwame konsultante, regsadviseurs gehad wat gehelp het met al die papierwerk en met die due diligences. So uiteindelik was die pakkie dokumente wat hierdie hele deal aan mekaar gesit het redelik volledig van die oorspronklike offers en die term sheets en wat is nou die kriteria vir die lenings om vrygelaat te word en hoe lyk die aandeelhouersooreenkoms, die memorandum of incorporation, die aanstellingsooreenkoms van die verskillende partye. So dit was baie goed gedokumenteer met die effek dat toe daar 'n fight uitbreek en dis high stakes en dit is ek of jy, want nie almal weet of dit op 'n mooi skikking gaan uitloop tot dit uiteindelik gebeur nie. Dit lyk meer soos 'n bloedbad wat geen einde gaan hê nie. Dit is baie traumaties ook vir die mense wat betrokke is. Maar omdat die papierwerk toe baie deeglik was, toe is dit baie makliker om eintlik 'n regverdige battle te hê, want mense kan die hele tyd die ding terugbring na die reëls. Ja, ek wil sê dis nou soos die board game, dis die stel reëls. So in plaas van ek wil nie R400 vir wat is die Dierstraat? Elofstraat. Ja. Ek wil nie Persiene. Die donkerbloue. Die donkerbloue. Ja, ek speel hy blou wat Durban was Natal. Ek het altyd die groenes gekoop net langsam want dit was altyd die eerste, dis maklik net, maar in elk geval Monopoly. Maar ek dink is weer eens daai die reg is soos die reëls van die board game en as ons die reëls reg verstaan, dan is dit onemosioneel. Wel, ek dink die emosie gaan nie weg nie. Weet ek is nog steeds ongelukkig om die R400 te betaal omdat ek my dice verkeerd gegooi het. Ja, maar ek dink die groot ding is dit gee 'n derde party daar's duidelikheid van of jy nou daarvan hou of nie is nie die vraag nie. Daar's duidelikheid oor wat is die reëls wat ons saamgestel het. Soos byvoorbeeld as mens cinema 30 seconds speel en iemand hum ietsie of ja. Dan mag jy nou dit doen of nie? Jy weet of jy mag met jou vingers wys, maar dan spel ek vir jou die letters. Dan sê dit mag jy net dit doen. Die feit dat daar nie duidelikheid is nie veroorsaak die feit en dan die teenoorgestelde is 'n goed gedokumenteerde transaksie wat natuurlik baie duurder is as om die template te download en jou naam in te vul en te teken. Maar dit het uiteindelik toe gehelp om die ding behoorlik te kan uitmekaar uithaal. Dit het die issues duidelik gemaak en sê goed, wat ek beweer jy doen en nie doen nie is dit. Volgens hierdie klousule moes jy dat. Hierdie is my regte, hierdie is my gesag. Tot dit nie gebeur het nie, mag jy nie dat doen nie. En uiteindelik ten minste dan as die kake lok, dan is dit duidelik, okay, waaroor gaan ons hierso beklei nie? Partye met hulle verskillende regsadviseurs kan 'n bietjie meer akkurate bepalinge gemaak van hoorie waantoe gaan hierdie ding? Gaan ons vir ewig fight? Is dit 'n duidelike wen of verloor either kant toe of en in die geval was dit eintlik al so 'n bietjie van 'n strategie later van ons kliënt se kant af was okay, ons gaan die druk op sit. Hierdie ouens, hulle het die papiere opgestel, hulle het gekom met die dikpak dokumente, dit was hulle voorwaardes. Ons gaan hulle op hulle reëls hou. En ons het dit toe so erg gedoen dat dit en vir spesifieke dokumente gevra en sê jou papiere sê hierdie moes hier wees, daai moes op daai dag plaasvind. Waar is dit? Gee dit vir my nou, anders ter reverse ek die hele transaksie en ek vat die hele company terug. Toe ewe skikkingsaanbod. So en nou verwys ek sommer en ek het nou julle toestemming gevra. Ek sal nie sommer net die vertroulike goed hierso in die oop gooi nie, maar jy het geopt-in. Julle het nou geopt-in vir hierdie se ek het al die blokkies getik en geteken en alles en maar Ernest, beide jy en Jacques is nou toevallig met aandeelhouers transaksies besig en ek dankie dat julle my die voorreg gee om julle te help. Aan die een kant met Ernest gaan ek die papierwerk opstel van meet af en in Jacques se geval het die ander kant nou die eerste stel dokumente gegee. So ek begin dan sommer met daai geval in Jacques se geval, dit is nou die tweede stel dokumente wat ontvang word. Ons het dit mooi deurgegaan, ons weet, ons het ons eie prentjies geteken van hoe lyk die transaksie, want een company koop in 'n ander een en betaal so en kry dit en dan dat. En eers self net die ding mooi uitgeteken en toe na die dokumente gaan kyk en amper 'n A versus B vergelyking gedoen en sê, sien ek wat ek hier lees, wat ek daar sien. En tot die mate wat dit anders lyk, kan mens dan uitwys en sê, maar wag, hoekom praat julle nie oor hierdie ding nie, en hoekom is dit daai maatskappy hier teenwoordig, en wat is hierdie in sy rol, en wat as hierdie gebeur en daai, en nou kan mense so 'n bietjie hierdie
pingpong speel van die dinge 'n paar keer heen en weer en uiteindelik help ons mekaar want die eerste ou het 'n sekere perspektief en 'n inslag en hy doen dit so, die ander een kom nou weer so daar wil ek net beklemtoon eerstens die belangrikheid van daai aanvanklike onderhandelinge en om nie net in te spring en die eerste ding te teken want jou naam is reg gespel en die bedrag lyk reg nie. En die bedrag lyk reg en ek dink baie belangrik is ek net vandag daarby kan aansluit is as ek dink die belangrikheid vir jou om met jou toekomstige vernoot ook. Jy weet ons sit baie goed, jy bespreek dit in detail. So dat daar 'n baie ek wil sê jy moet 90 as jy nie 90% saamstem voor die tyd nie, voor die kontrak en die pen en papier uitkom, wil ek vir jou sê jy gaan 'n probleem hê. So ons het voor die tyd het ons het die ek wil sê dis jy daai handshake, informele handshake en dan sê okay, kom ons nou sit oor na die prokureurs toe, maar dit help dan ook as daar die een prokureur, dis weer daai wat ek vir Maree sê en wat hy interpreteer, is nie noodwendig wat my toekomstige partner vir sy prokureur sê en hoe hy dit interpreteer nie, en dan mis jy mekaar, maar jy mis mekaar nie eintlik nie, jy mis mekaar op papier. Nou is dit maklik om dit reg te stel of om die regte vrae te vra. Daai groundwork wil ek sê wat gedoen word deur die partners en nie die prokureurs nie. So hier's 'n ding wat ek en dis dalk 'n tip vir jou Marie, in die prokureurswêreld wat ek dink wat missing is en jy het gepraat oor die prentjie. Ek dink partykeer om 'n prentjie te skets van hoe sal hierdie ding lyk en wat ons want 'n prentjie is makliker om te verstaan. En dan het te sê okay, hier's die prentjie wat jy en jou mede-stigter of vernoot, ons stem saam oor hierdie prentjie. Meneer die prokureur, hier's die prentjie waar ten einde waar sal uitkom. Maak seker hierdie prentjie word in legal terms omvat. Want die probleem is en ek dink is woorde. Nou het ek die legal dokument en meeste van ons lees nie legal lekker nie. Ek doen nie. So nou en ek wil amper sê met nie van die prentjie af werk nou dit maak dit 'n moeilike ding want ek moet nou gaan interpreteer. En wat beteken hierdie klousule nou? Want ek dink partykeer veral en ek gaan nou sê soos ek wat nou al menigte transaksies betrokke was en baie keer al waar ek sê meeste keer aan die slegte kant is of die slegte daarvan afkom. Ek is nou meer as ek die dokument moet deel is of die kontrak gaan ek meer vra meer net om seker te maak dat ek nie weer in so 'n situasie kom nie. En ek dink daai prentjie, as jy eers die prentjie het en as jy ook maar ons stem saam oor hierdie prentjie en dan jy 'n goeie persoon soos jy Marie wat sê ek kan hierdie prentjie vir jou in plaas van net om die template te vat kan ek sê right hierdie prentjie gebaseer op 'n normale kommersiële agreement hiersoos wat van toepassing is op julle spesifiek. Ek sit nie klousule 7 in wat geen sin maak nie. En ek wil weet shout out vir Marie. Ek het al op 'n paar projekte saamgewerk. Hy met sy sticky notes en sy Miro boards. Dis iets uniek. Luksem se sticky notes. Maar dis iets uniek, né? Dis iets wat ek nie met ander prokureurs nie. Weet die prokureur begin dadelik by die template. Of amper soos onder hy luister wat jy sê, maar weet ons as ons met mekaar praat, ek praat van 'n pen. Ons dink anders oor woorde. En ek dink dis waar die prentjie bridge die gap. En ek wil ook en ek smeer nou jou lekker heuning om die mond, maar jy en dit het ek eerstehands en ek wil beamoen wat jy sê van die template gevoel wat opgedaag het en versus okay, hier's die ou wat die prentjie verstaan. Maar die ou wat die prentjie verstaan kan die goeie vrae vra. So ons is nou nie op beeld nie, maar ons kan dalk hierdie net bietjie die name uithaal en dalk sommer net ook in die Emacs sit, Jacques het almal kan sien, maar hierso wys ek nou net sommer vir julle die voorbeeld van hierdie transaksie van Jacques, hoe die ding nou uitgeteken is met 'n before and after situasie. Dat ons sê hierso, dit is die partye, hulle rolle, hulle verteenwoordigers, die verskillende komponente van die besighede, hoe die maatskappye in mekaar skakel en watter maatskappy gaan nou met watter een wat verruil en saamsluit en 'n nuwe een stig en hoe lyk dit dan na die tyd? En wat ons dan eintlik in die dokumentasie doen is om in hierdie spesifieke geval die transition, die oorgangsfase te reguleer en sê ons vertrekpunt is ons is nou hier, maar ons wil graag op sekere aanvaarbare terme saamwerk en dan moet ons nou stelselmatig oorbeweeg na van A na B en uiteindelik moet as ons saamstem dan sê heeltemal reg sê en dankie is dat as ons saamstem oor hierdie prentjie albei die voor en na dan behoort dit ook baie makliker te wees om die papierwerk te verstaan. Dan is dit nie sulke klomp legal jargon nie.
dan besef jy wat ons daar sê is om hierdie ding te verwoord. Nou is dit ook baie makliker om dit te lees. So ek gaan dan sommer dan oorbeweeg na ek wil sommer net sê ek wat nou kan sien hoe dit lyk. Ek meen dit is so ek ook met projekte doen. Ek hou van prentjies teken. Ek wil terug na jou voorbeeld met IT. Ek is in die tegnologie spasie en tipies wat jy kry is 'n project charter en 'n scope of work, maar dit wat vervang word in is wat ek sê 'n scope of work, die interpretasie daarvan van jou versus my is altyd soek mekaar van hom sê ek, maar kom ons teken prentjies, kom ons dit wat hier verwoord is, kom ons maak seker almal is net op dieselfde bladsy. Want dit maak dit makliker om dan te implementeer en na die tyd ook terug te gaan en te measure, want dit is ook goed, dit gaan nie oor want almal gaan terug na die scope of work, dis wat ons afgeteken het, dis waar die handtekening is. Maar ek dink daar's tog daai prentjie is waar ons eerste handshake is, wat sê ek goed, maar al is dit later nie presies dieselfde nie, dis makliker om dan te sien wat is die deviation, want ek kan dit met die prentjie meet versus nou moet ek die hele 10 bladsy dokument gaan deel en sê maar is weer eens, was die probleem dalk klousule 7 of die misinterpretasie van klousule 7 en dit kan ook so groot wees as jy sê ok, met hierdie hele dokument en nou raak die fight actually groter, want die prentjie is eintlik net daai blokkie wat ons bietjie in totaliteit is ons steeds op dieselfde bladsy. Ek dink dis belangrik. Klink my in jou vorige transaksie klousule 7 jou opgevok. Nee, ons praat vandag baie oor nommer 7. 7 is ek dink dis 'n goeie nommer. Nee, kom aan. Dit was klousule 6.5 gewees. Ja, so 6 en 12 dit was appendix A actually. wat die mense baie kere wil doen is hulle vra altyd vir 'n one-pager. Ek hoor dit, ek dink ek het dit ook al hier genoem en ek sal probably weer, want dis hierdie mitiese, dis soos 'n rainbow unicorn, jy weet, waar is hierdie one-pager? Ek sien dit nêrens nie, jy weet dat wanneer mense praat van 'n one-pager, dis dit soms en dis nuttig om te begin en sê, hier is die 10 belangrikste bullets. Ja, dis wat jy nou nog so memorandum. Ja, dit is basically 'n memorandum wat uiteensit en sê, hier is ons, wat ons ooreenstem in struktuur, maar ek dink 'n beter one-pager is eerder 'n diagram, waar sê, goed, okay, nou kan ek baie inligting, jy weet, a picture says 1,000 words, so as jy dit kan insqueeze, dan kan jy sê, okay, goed, stem ons hier oor saam, en dan is dit van daar af makliker, en nou gaan ek na Ernestelle toe. Ek weet vir jou wys, as julle hou nou van julle goeters, dis so ek het doen, so ek het hierdie gedeel, dit is die klipkouer sonstrategie, as julle gewonder het, maar as iemand gewonder het, ek wil net sê, dis hoe julle goedjies vir my lyk, net so by the way. Dit lyk soos iets wat 'n graad 1 kind geteken het. Hey, ek trek dit terug, ek sit jou mic af. Nee, daai is regtig, ek kleer. Dit lyk so. Maar ek wil net weer beklemtoon, julle goedjies lyk vir my so. So, daai maak vir my sin. Maar in elk geval, ja. Want jy kan na die tyd dan teruggaan en jy weet jou gedagtes. Ons hoop so. En ek gaan 'n foto neem. Ek gaan 'n foto neem en hierdie ding raam. Julle gaan hom check eendag. Okay, so Ernestelle gaan nou 'n nuwe besigheidseenheid 'n bietjie herstruktureer en hy gee nou vir my die voorreg om hulle te help om nou hierdie primêre shareholders agreement aan mekaar sit. Daar sal seker 'n paar ander goed saam gaan, maar toe het ek vir hom voorgestel, kom ons kry almal in 'n vertrek, hierdie vennote, en ons workshop die ding. Voor ons begin skryf en ek sê, kom ons gaan deur 'n draft dokument. Kom ons gaan workshop en ek meen in daai situasie dit gaan interessant wees vir hulle, dit gaan lekker wees vir hulle gaan mekaar beter leer ken, hulle gaan meer duidelikheid kry oor wat hulle self in gedagte het, deur dit te workshop en bietjie neer te skryf en op te som en goeders, maar weet jy, ons praat daaroor, goed soos, hoe gaan hierdie ding eindig? Hoe kan hierdie eindig? Ons begin nie met wie gaan wat doen en wat wil hulle reg kry, so okay, kom ons neem aan al daai goed werk uit. So amper al vir, weet jy, ek sê altyd die reverse engineering, ons begin with the end in mind, en reverse engineer ons om terug tot vandag. Ja, dis van die 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey, begin with the end in mind, en dit is dan presies dit, want wat gebeur is, dat die dikwels, ek wil sê typies, in fact, soos in 'n groot meerderheid van gevalle, wat mense in shareholders agreement se goed toetree, wat hulle ergens in hulle koppe dink, dat hierdie is happily ever after. Ons gaan nou op 'n boot klim, ons gaan die anker by die huis op die hawe los, en ons gaan net in die horison en seil, en dit gaan net 'n goeie weer. Leonardo en Kate. En iemand gaan viool speel die hele tyd. Ja, dit is regtig die verwagting, en eintlik is die see, weet,
die mekaar in treacherous en wreed. Nou in die geval, so as mens sê goed, hoe gaan hierdie eindig? Iemand gaan doodgaan, iemand gaan wegloop, iemand gaan die besigheid probeer steel en vinnig kom ons op 5 of 8 situasies, scenario's af wat ons sê, okay, wat van hierdie? Hoe wil ons dit hê? As iemand doodgaan byvoorbeeld, dan dis waar Ernest hulle met iets soos buy and sell insurance inkom, Keyman Insurance is wat ook al, waar jy sê, goed, ons moet die aandele moet uit die boedel uitgekoop kan word, sodat soms die weduwee nie sit met daai aandele en ons het hierdie partner wat ons nou nie wil hê nie met die reg om 'n direkteur aan te stel en eintlik wil die weduwee eintlik net geld hê vir daai aandele. Sy wil nie betrokke bly in die man se besigheid nie. Dan en natuurlik anders om nou net regverdig te wees in geslag. So dit is een ding. Dan praat ons daaroor. Ons goed, hierdie is scenario 1, ons maak vrede daarmee. Hier's wat ons gaan nodig hê daarvoor. 'n Ander geval, as iemand die besigheid wil steel, dan moet ons dalk 'n restraint of trade hê. Dan moet ons praat oor wie hou watse kliënte en wie mag met watter deel van die besigheid en watse areas aangaan en watse tydperk. Sulke tipe goed, dan gaan ons so deur dit. En dan het mens ander situasies en sê goed, die woord governance, mens hoor altyd governance. Wat beteken governance? Who gets to decide what? Wie besluit wat? So wie het die stemreg en gesag om oor 'n sekere dinge besluit te maak? Dis krities belangrik om duidelikheid daaroor te hê, want jy gaan nog lekker aan en jy soos man, ek sê MD, ek run hierdie company, dis my company, jy het by my company ingekoop en na ruk dan staan daar, hoorie maar, jy besef dat jy moet hierdie by die board approve en ons het eintlik, as ons dit na die shareholders toe verwys, het ons 51% en ons het eintlik 'n absolute veto reg uiteindelik oor alles wat jy doen en so moenie jouself meneer managing director CEO hou terwyl jy weet jy het eintlik altyd ons toestemming nodig en ons kan altyd jou toestop en keer nie. Dan so iets moet absoluut duidelik wees oor wanneer mag ek R200, R2000, R20000, 200, 2 miljoen, waar's die limiete? Ja, die finansiële kontrole seker tipe. Ja. En ek dink dit is ook waarom ons jou betrokke gekry het om hierdie goedjies vir ons mee te help, want vir 6 jaar nou het ons hierdie besigheid wat ek en my vennoot om run en ons het altyd die hele ding net gehad van as ons nie saamstem oor 'n ding nie, doen ons hom nie. Nou kom daar 'n derde vennoot in wat 'n 10% aandeel in die besigheid kry. So nou wil ons van ons kant af seker maak daai ou met die 10% bly binne sy baan. Maar daai ou met die 10% wil ook nou seker maak hy word ernstig opgeneem. Hy wil seker maak hy het 'n baan en dat hy veilig is, dat ons nie eendag net vir hom sê nee, ek weet jy, wel ek het twee team op nie, ja, ons sê ons twee, dis ons reël en sorry jy meneer 10%. Ja. So dit is waarom ons besluit het ook om op Marisa advies om eerder saam om 'n tafel te sit, die 3 vennote van ons en Marie, dat ons hierdie goeters kan op die tafel sit en oplossings kry vir hierdie probleme voor dit probleme word. En wat ons in daai geval gaan doen is om, ja, presies dit, Jacques, ons gaan in daai sessie of uit daai sessie uit 1 of 2 of 5 diagramme mee opeindig, waarmee ek gaan terugkom en sê, is dit wat julle eintlik vir mekaar sê? En as dit dan 'n ja is, dan is ons goed. Nou is die instruksie duidelik. Nou kan ons daarvolgens gaan. Wel ek wil net uit 'n geval is hierdie praat en sê, weet, dis goed dat jy dit doen, want ek het dit nie gedoen nie. In een van my besighede wat ek lank terug was ons 3 vennote wat dan nou elkeen 33.3% gehad het. En die transaksie het eventually soos ons mense bygekry het en vennote in investering, het dit opgeëindig dat ek was die enigste, die original aandeelhouer en my aandeelhouding was gedilute en dis nou tipies die groter maatskappy het meer aandele, so hulle kon my veto as jy nou, net op 'n logiese vlak, maar omdat ons nie daai kontraktuele goed, die governance daai goed in plek gestel het nie, het ek gevoel ek het beheer waar ons 3 vennote saam begin het. Ons het ook, weet, ons het 'n handshake gehad en sê, dis hoe ons operate, ons verstaan mekaar, as ons nie saamstem, doen ons dit nie, en dis hoe, weet, ons het 'n, ek wil sê, brandewyn om die tafel manier gehad om dinge uit te sorteer, ons is almal vriende na die tyd, waar dit, weet, die nuwe vennote wat ingekoop het, kom meer van 'n koöperatiewe omgewing af, daar's 'n ander manier hoe hulle dinge benader,
En dit het dit moeilik gemaak want ek het gevoel ek het beheer verloor oor 'n maatskappy waar ek essensieel 'n sê gehad het. En die enigste groot rede daarvoor was maar net daar was nie reëls om teen te speel nie. So ek het gevoel is ek nou reg, is ek nie reg nie en ek het dit die hele tyd ge-question. So ek dink is baie belangrik. Dis moet ek sê ek kan uit 'n geval is hierdie praat en sê dis wat ek verkeerd gedoen. Ek het nie so 'n dokument opgestel nie. Maar is weer eens maar onkundig, ek het nie geweet nie. Ja, en ek vind dit is amper soos daai windscreen wipers ding wat ons vroeër van gepraat het. Sê dit klink soos 'n baie stupid idee terwyl almal sonder dit regkom. En dan tot ons sien, nee, almal het dit dan soos kon ons vir haar gelag het dat sy vir ons hierdie voorstel gemaak het. Jy weet of om 'n flikkerlig uit te dink het hulle ook gelag voor. En Ja, nee. Of safety belts in Formule 1 karre. Dat geglo sy crash moet dis dodelik om jou vas te maak. Ek praat nou van tot laat 60s, né? Dis beter om los in die kar te wees want hy slinger jou uit. En dis eintlik waar jy doodgaan. Wel hulle sê as jy in 'n valskerm spring ook en jou valskerm gaan nie oop nie, nê? Is dit belangrik as jy daai eerste val met hierdie gras gryp en dis daai tweede val wat jou doodmaak. Rebounds. ja, maar ek weet dis ook soos die sleutel aan die cockpit tipe ding, meer na 9/11. Dis wat Taleb skryf in Black Swan, dan sê hy sê nou maar in Augustus met iemand wat vir die Civil Aviation Authority werk hier by die kantoor ingehardloop. Hey julle, ek het 'n idee. Kom ons sit 'n sleutel aan die cockpit want wat 'n vulnerability. Een of ander ou kan net inhardloop en die vliegtuig hijack. Ons is Jesus. Gaan jy nou vir ons nog reëls maak? Dis complicated genoeg. Het gesê ons met safety belts in 'n karre kry jou mal. Nou kom jy met hierdie nonsens. Ons scan die mense as hulle instap. Ons kyk na hulle bagasie. Dis nie nodig om nog reëls nie. Ons het genoeg checks and balances. 'n Maand later 9/11. Hoekom sluit ons die cockpit nie? Nou is dit so flip and obvious en dit het dit gevat. Nou dis is 'n bietjie dieselfde is daai van mense boue besigheid, weet gewoonlik nou as vennote of vriende bou 'n ding op en kom by 'n punt van okay, goed, ons moet hierdie nou 'n bietjie formaliseer en dan is dit so 'n bietjie van 'n amper 'n final afterthought van ons moet seker maar ietsie optrek is ongemaklik is, soos wat ek aandag met iemand praat wat marknavorsing gedoen het in sy werk vir Durex kondome en hulle vind dat een van die bietjie steekproef gedoen. Steekproef gedoen. Ja, Dis die verkeerde ene, is daai ene. En hulle het en een van die bevindinge en dis nie verbasend nie, is dat hulle sê een van die probleme met kondome is vir mense dis bietjie van 'n buzzkill. Dit spoil bietjie die moment. Jy weet dit is of intiem en daar's nie 'n spontaniteit daarin verbond. En ek funksionaliteit. En ek sê dit is exactly hoe dit is om 'n kontrak te teken. Dat dit voel so goed terwyl mense net hierdie idees en praatjies en so het. Maar as jy nie kan stop en daai kontrak kan teken nie, dan is dit 'n bietjie dis 'n bietjie nou awkward of wat ook al, ons gaan nou 'n paar goed in die oom stop die momentum partykeer, né? Ja, nou raak ons duidelik wat hier gaan gebeur, maar nou kry ons dit behoorlik consent. Kom ons wees veilig. Kom ons doen dit reg. Is ons actually op dieselfde bladsy? Nou is dit 'n ander storie. So en dan ook wat die geld aan betref. Jy weet so dit is daar's die sê ding van the astronaut doesn't prefer the budget spaceship. As jy op daai spaceship gaan klim, hoop jy nie hulle het cheap parafin O-rings gekoop nie. Ja. So dit jy soek die aeronautical standard, jy weet. So ek dink ons praat nou lekker oor hierdie. Ek dink dalk vir 'n volgende sessie Marie as 'n nota is kan ons dalk nou prakties praat. As jy nou in so 'n situasie kom waar jy vennootskap wil aangaan of 'n addisionele vennoot wil inbring, wat sal tipies behalwe nou dat jy 'n prokureur moet kry en 'n kontrak, ek meen dis die uiteinde, maar wat sal van die terme wees waardeur jy al klaar moet dink? Ek dink om die brandewyn tafel, né? Gee klaar. Ek wil sê die template van wat is die tipe vrae wat jy al klaar moet kan beantwoord en dink aan ten einde wanneer jy jou prokureur sien dat jy al klaar, ek wil sê so starterpak amper. Ja, dat jy het al klaar 80% van die vrae geantwoord en deurdink. Dat dit maak dit maklik wanneer jy ek dink nie almal is soos jy nie, maar jy kan nie almal help nie. So dis waar ek wil sê hierdie starterpak gaan af, want as jy dan kan jy deur 80% van hierdie vrae dink en dis dan ek wil sê die input na jou prokureur om sê ons het klaar hierdie goed bespreek, verwoord hierdie nou net vir ons in 'n kommersiële konteks. So jy kan doen first date. So as ek
Maar ek sal dit ek dink ons moet dit as 'n aparte ding saamsit in dalk 'n volgende sessie. Ja, ek dink as ons om dan maar net af te sluit. So ek dink dan kom ek sê wat ons dan 'n volgende keer oor sal praat is nie net die exit nie, maar die middel en begin ook. Want dit sou my kort antwoord wees op daai vraag is, gaan dink mooi, wat is die aanvanklike uitreiking van aandele, die splits, op grond van wat is dit? In die middel, terwyl die besigheid aangaan, moet dit kan vloei, dit moet kan herrangskik volgens wie doen nou eintlik wat en wie dra wat by, wie's nie meer betrokke nie, wie speel wat se rol, en dan uiteindelik die verskillende exit scenario's wat bepaal wie hou wat wanneer ABC scenario mens tref. Ja, ek dink ons dit dalk kan kombineer is om te sê, kom ons vat hierdie punte saam van 'n contract legal perspektief en dan sê ek goed, maar wat kan jy gebruik tegnologies om dit aan te sit en sê, want tipies daar in die middel, daar's soos KPIs of daar's milestones, daar's iets wat jy moet meet. En hoe kan jy dit trek? Hoe lyk daai operasionele kant? Weet, want dis wat gewoonlik gebeur is, ek sê altyd jy het op jou pakkie stywe sand, het jy net notas gemaak altyd in jou spreadsheet gedoen. Wat baie keer gebeur as jy nou 'n koöperatief of 'n groter kliënt of jy gaan nou next level is, dan moet jy sisteme implementeer. Dis goed om te sê jy het governance, maar hoe weet ons dit gepraat oor wet en wet enforcement, maar wat se tools het jy nou rondom dit tegnologies om jou te help ten einde daai governance te bestuur? Great. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.